Hallo, hallo, julle, hoe gaan dit? As jy jou kamera kan aansit, sal dit lekker wees. Het sal lekker wees om jou te sien. Sê 'n bietjie vir my hallo, jy kan jouself unmute as jy kan. En sê net hallo, dat ek daarom net 'n stem hoor. Hallo! Great, great. Lekker Maurits, hoe gaan dit? Goed, dankie en self. Goed man, Mornay, welkom, Melinda en Anna, Marie. Annemarie, skus. Caitlin, is goed om jou ook hier te sien. Bianca, ek is bly jy's ook hierso. Nina, hallo Nina, hallo Abigail. Hallo julle. Ag, waar is die twee sissies nou? Is julle, Jessie, ag, Tiki boy. Zander, Ethan, Ruben, Kevin, Jessie, daar uit die land van die lewendes. As hy Mornay, jou virtual screen wys, maar ons sien nie jou nie. Maar in elk geval, vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Mardu en ek sal net so disk aan die 10 jaar al betrokke by Eksterde spesifiek en my lieflike vrou Janke, wat my eintlik help. Sy is besig om die slides net mooi te maak, want sy is goed daarin en ek is nie. Sy is net hier agter die skerms nog besig, maar ek seker sal my nou join. Dan kan julle ook sien ten minste hoe sy lyk. Ja, so ek het vir ons iets interessants en lekkers om oor te praat vandag, want ek dink dit is iets waarmee ons as jong mense en julle as jong mense groot behoefte het om oor te praat. So ek gaan met julle vandag praat oor verhoudings. So boyfriend en girlfriend, as ek in beter terme seker kan sit. En ek wil graag aan die einde 'n geleentheid gee waar julle vrae kan vra vir myself en vir Janke. Indien julle enige vrae het en ek dink ook so, ons het 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek dink wat ek ook sal doen is ek sal my selfoonnommer in die chat sit indien jy nie noodwendig die vrymoedigheid het om 'n vraag te vra in 'n chat nie en jy wil dit dalk persoonlik doen. We listen, we don't judge. So dan kan ek en Janke julle dalk bietjie raad gee uit ons oogpunt uit. So ek dink om dit goed af te skop, moet ek julle dalk net so 'n bietjie terugvat tussen my en Janke se verhouding en hoe ons by mekaar uitgekom het en hoe ons eintlik tot op 'n plek gekom het waar ons tans nou 5 jaar getroud is en hierdie jaar ken ons mekaar al vir 12 jaar. Ons is eintlik vir 12 jaar al in 'n verhouding waarvan 5 van die jaar getroud is. So ons was saam op skool, in dieselfde skool in Benoni in Brandwag en ja, ons was eintlik maar net vriende tot omtrent op die ouderdom van 16 en toe 16 kom, toe begin Janke vir my ewe skielik nie meer soos 'n vriendin lyk nie. Toe lyk sy soos iemand wat ek graag mee 'n verhouding wil hê. Ek dink sy bloos hier aan die agterkant. Maar ja, ons het redelik goed saamgewerk in die sin van ek dink ons kom uit dieselfde tipe huishouding uit, ons glo dieselfde. Ek dink ons waardes en karakter is ook baie dieselfde. So ek dink dit was 'n groot aanpassing vir ons om goed oor die weg te kom toe in matriek, waar ons baie, wil nie sê geskei nie, dit het nie geskei nie, ons het nooit uitgemaak nie, maar Janke het in Pretoria by Tikkies gaan studeer en ek het in Potch gaan studeer. So ons het vir 3 jaar basies 'n julle noem dit 'n long distance relationship. Ons het 'n long distance relationship gehad vir 3 jaar. En ek sal nou 'n bietjie uitbrei oor dit. En
na die long distance relationship natuurlik weer by mekaar uitgekom en begin werk en daar ook eintlik so 'n bietjie apart gebly en op die einde net besef soos weet jy, ek wil met hierdie vrou trou en ons is getroud in 2020 in COVID. Ons troutestimonie is 'n testimonie op sy eie en ja, getroud in 2020 en is nou 5 jaar getroud en baie gelukkig getroud. Nou die rede hoekom ek hierdie agtergrond vir julle deel, ek dink soos baie van julle sit, as julle dalk tussen die ouderdom van, kom ons sê, 14 en 20, dalk bietjie ouer, maar dit is die tydperk wanneer ek my vrou ontmoet het. En vir my is dit, ek dink, net goed om daar te praat oor as ek nou weet wat ek weet en kan terugkyk op verhouding en verhouding en vriende wat deur verhouding werk en ja, wat is die principles van om 'n goeie verhouding met iemand te hê? 'n spesifieke godly relationship met iemand te hê, 'n godly verhouding te hê. So, ek wil sê die pad dat ons 16 was en half saam groot geword het, ek dink, en julle moet verstaan, ons was van 'n maandag basies tot 'n sondag, eintlik maar heeltyd in mekaar se conversation en heeltyd in mekaar se teenwoordigheid, waar ons natuurlik in skool saam was en dan oor naweke nog steeds tyd saam spandeer het. So wat in daai tydperk gebeur het tussen die ouderdom van 16 en 18 is ons het heeltyd in mekaar se tyd teenwoordigheid spandeer en alhoewel jy dink jy is besig om 'n verhouding nog steeds met die Here te bou, wil ek vir jou sê dis veral vir my. Vind jy nog steeds identiteit omdat jy besig is om te groei, verstaan? Jy wat dalk hierso sit wat 18 is, jy kan terugkyk toe jy 14 was. Die goeders waarin jy nou belangstel is nie dieselfde goeders wat jy belang gestel het toe jy 14 was nie. Selfde, dit verander met tyd. So, tot 'n mate in daai groeiproses, vind jy identiteit in mekaar ook. So jy vind comfort in hierdie persoon en jy vind half so 'n bietjie van 'n identiteit in hierdie persoon en die goeie ding wat gebeur het is dat ons eintlik soos 'n long distance verhouding gehad het. En die rede hoekom ek dit sê, Janke sal nie altyd saam met my stem nie, maar vir my was dit, ons het eintlik die geleentheid ook toegekry om nog steeds te sê, soos ons kies nog steeds mekaar, maar ons is nie heeltyd in mekaar se teenwoordigheid nie, en dit het my, en ek glo vir haar ook, eintlik die geleentheid gegee om persoonlik 'n identiteit te kry, en nie in mekaar 'n identiteit te kry nie. So, dit is elke persoon se verhouding en elke persoon se pad lyk anders. Ek praat nou net uit my ervaring uit en uit wat ek gesien het of werk vir ons. En die feit dat ons die geleentheid gekry het om 'n persoonlike identiteit te kry en 'n persoonlike identiteit en te groei in ons verhouding met die Here, het dit eintlik so sterk bond tussen ons ook gemaak en ons verhouding, veral 'n godly relationship. En die rede hoekom ek dit sê is, ek dink spesifiek waar ek wil praat vanaand is, voor jy in 'n verhouding gaan en potensieel identiteit vind in die ander persoon, omdat jy besig is om te groei, wil ek jou eintlik waarsku daarteen om te sê, dis lekker om in 'n verhouding wees en dis goed om in 'n verhouding wees en die Here het ons definitief geroep om in verhouding te wees. Maar as jy in 'n verhouding ingaan sonder dat jy nie 'n identiteit van jou eie het in Christus nie, maak dit soos jou verhouding, jy sit eintlik baie strain op jou verhouding. Sê ek daarmee 'n verhouding kan nie werk, soos kan julle nie saam groei nie? Ja, jy kan. Ek sê dit maak dit net baie moeiliker.
Dis tipies die romantiese rom-com, I can fix him, or I can fix her. Nee, dit is nie eintlik hoe dit moet werk nie. Wat verhoudings laat werk, is as 'n persoon 'n identiteit het, en dit is 'n Christelike identiteit, en daai persoon wat 'n Christelike identiteit het, ontmoet iemand anders wat ook 'n Christelike identiteit het. Dit maak die waarskynlikheid dat dit 'n Christelike en wil sê 'n godly relationship is soveel groter, en die kans dat so 'n verhouding gaan uitwerk is ook soveel meer. So, ek gaan dalk nou iets sê wat julle nie gaan van hou nie, maar jy is dalk nou in 'n seisoen wat jy nie veronderstel is om in 'n verhouding te wees nie. Dit is ook fyn. Dit is goed om nie in 'n verhouding te wees as jy nog besig is om jou identiteit te vind. En ek dink die groot ding is baie van die jong mense half spring te vinnig in hierdie ding en hulle dink soos, daar's iets fout met my want ek is nie in 'n verhouding nie. Daar's 'n baie groter blessing daarin om in 'n verhouding te gaan met iemand wat jy weet jy graag wil pursue. En daarmee sê ek nie, jy mag nie in verhoudings gaan wat nie uitwerk nie. Persoonlikhede verskil, en jy mag dalk dink die persoon is op 'n sê stabiele plek en op 'n regte plek, iemand mag dalk so voorgee. So wil ook daarmee sê is, as jy al in 'n verhouding was en dit het nie uitgewerk nie, dit beteken nie nou dis tickets met jou, jy's uit, jy kwalifiseer nie meer. Dis glad nie die geval nie. Ek probeer net, hierdie is riglyne vir wat 'n verhouding goed maak en wat 'n verhouding godly maak. So nou vra jy vir my 10-10-1, okay, maar hoe lyk dit as ek myself uitgesorteer het? Stem julle saam, is dit nog 'n vraag wat julle sal wil weet? Hoe lyk 'n man, of hoe lyk 'n seun? Kom ons praat maar van mans. Hoe lyk 'n man? Hoe lyk 'n man wat reg is vir 'n verhouding? Hoe lyk 'n vrou wat reg is vir 'n verhouding? Ek dink nie ouderdom speel 'n rol nie, veral nie as jy nou begin ernstig raak oor verhouding nie. Dit gaan alles oor jou karakter en jou denkwyse en spesifiek wie jy is. Ek weet nie of Reneshka, het jy daai slides reg by jou, anders gaan ek net aan hierdie kant. Perfect. So, eerstens gaan ons kyk na wat is 'n godly man. So, wie moet jy as 'n man wees om, ek wil sê, op 'n regte plek te wees om 'n verhouding te pursue? A godly man is characterized by his relationship with God, integrity, leadership, and love for others. Jy kan na die volgende slide toe gaan. So, seek first God. A godly man prioritizes his relationship with God. So, as mans, is dit baie maklik vir ons kyk na verskillende goeders, maar die skrif sê, seek first the kingdom of God. So, as jy verhouding met 'n vrou soek, bo 'n verhouding met Christus, wil ek sê, jy is nog nie op 'n regte plek om 'n verhouding met 'n vrou te pursue nie. Jy kan na die volgende een gaan. Leads with love and servanthood. He's a leader who serves others selfishly. So daar in Ephesians 5 verse 25 en Mark 10 verse 45, a husband loves his wife, so hier praat hy van sy vrou, dis nie noodwendig sy meisie nie, so neem net dit ook in ag. A husband loves his wife just as Christ loved the church and gave himself for her. Mense is lief daarvoor om te sê, ja, 'n vrou moet onderdanig wees, en dan lag almal hahaha by die troue. Groter of opdrag op dit. Ja, 'n vrou moet onderdanig wees. Net as 'n man vir haar so lief is, soos wat Christus vir die kerk lief was, of is.
En wat dit beteken is, hy moet bereid wees om vir haar dood te gaan. So, ek wil sê, natuurlik sal 'n vrou vir 'n man wil luister, as hy bereid is om haar so te dien, soos wat Christus die kerk gedien het, en haar so te hanteer, dat hy bereid is om vir haar dood te gaan. In 'n geval, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as ransom for many. Ja, dis basies 'n opsomming wat ek ook nou net gesê het. Jy kan na die volgende een gaan. Lives with integrity and righteousness. A godly man walks with honestly and morally uprightly. Psalm 112 verse 1 and Proverbs 20 verse 7. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Soos 'n man moet obedient wees teenoor dit wat die Here vir hom sê. A righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. So, om in integriteit op te tree as 'n man, soos bless nie net jou en jou vrou nie, dit bless jou volgende, jou kinders, die volgende generasie ook. Ek kan jy die volgende een gaan. Okay, dink jy het een geskip? Ja. Is strong and courageous. He stands firm in faith and faces challenges boldly. Ja, hier is ook skrifvers wat dit net confirm. Ek gaan net bietjie vinniger gaan, net weens tyd. 5. Ek kan na die volgende gaan, skus Reneshkan. Works hard and provides. A godly man is diligent and responsible. So, hierso ook, kan mens dit baie maklik uit konteks vat, en dit maak oor werke, soos 'n man moet hard werk, en goed, ja, 'n man moet hard werk, maar daai provide is om te vertrou, dat die Here gaan voorsien, en nog steeds harde werk, in obedience teenoor wat die Here vir die man sê. So, dit is eintlik, hierdie is soos 'n boodskap om ook te sê, soos to be in tune en om te luister, so dit wat die Here vir jou sê, sodat jy kan provide. In 'n geval, ek kan na die volgende slide toe gaan. Guards his heart and speech. He speaks with wisdom and purity. Ek dink net soos wat 'n man in sy kop 'n baie spesifieke vrou wil hê, soos wil hy my vrou moet holy wees en pure wees, dis net 'n voorbeeld. Net so is daar verantwoordelikheid op ons as mans ook, om te sê, die manier hoe ons praat, en die manier wat ons sê, en hoe ons praat, moet ook ooreenstem oor dit wat die skrif vir ons sê. Keep your heart with all diligence, for out of it the spirit, the issues of life. So basies dit wat jy spreek, jy kan lewe spreek of jy kan dood spreek. En ja, as 'n man is dit baie belangrik om te kyk, want dit is maklik vir ons om 'n braaivleisvuur goed te sê wat nie noodwendig God verteenwoordig nie, as ek dit so kan sê. En dan gaan ons oor, now what is a godly woman? A godly woman reflects Christ in her character, humility and devotion to God and her family. So dit is belangrik om te weet dat die Here ons gemaak het, die man vir 'n baie spesifieke rol, en die vrou ook. En ons is gemaak vir mekaar, en om half mekaar aan te vul. Ons is gemaak so. So jy kan aangaan na die eerste een toe. Fears the Lord and seeks wisdom. Her strength comes from her relationship with God. Weer eens, daai fondasie, jy as 'n vrou het 'n verantwoordelikheid om in verhouding met die Here te leef. Selfs as 'n man, jou eerste werk is om 'n verhouding met Jesus te pursue. Nie 'n seentjie nie, met Jesus. Jy kan na die volgende een toe gaan. Displays inner beauty and a gentle spirit. A godly woman values character over outward appearance. So, Jesus sê ons asseblief, julle kan nog steeds julle hare was en julle nails doen en
mooi aantrek vrouens, maar dis nie die fokus nie. As die fokus is image, en ek dink dit is iets waarmee baie jong mense sukkel, is soos, is ek mooi genoeg? Soos, ek wil sê, as jy die regte man het, gaan dit nie saak maak of jy, die regte man gaan nie vir die mooiste vrou. Die regte man gaan vir die vrou wat se gees en inner beauty God verteenwoordig ook. Jy kan na die volgende slide toe gaan. Is strong and hardworking. She's diligent and takes care of her household. So, die is ook, weer eens moet net in konteks verstaan, hierdie praat van 'n vrou, bedoelende wat alreeds 'n man het. Dit is belangrik vir 'n vrou om ook, net soos wat 'n man provide, nie werk nie, asseblief verstaan jy daai, dit gaan nie oor die werk nie, maar as die hoof van 'n huishouding om obedient te wees vir dit wat die Here vir hom sê, net so is dit 'n vrou se werk om half daai, wil sê, hiërargie te ondersteun as 'n huishouding. Nou nie hier op tone trap nie, maar in 'n geval. Hier is ook Proverbs 31 wat praat oor dit. She watches over the ways of her household. She does not eat the bread of idleness. So dit gaan nie oor die goeders nie, dit gaan oor die ondersteuning daarvan. En dan kan jy 4 gaan, submits to God and honors her husband. She respects and supports her husband in love. Weereens, hierdie is nou daai selfde skrif waarna ek verwys het van vrou moet onderdanig wees, maar vrou moet nie net onderdanig wees vir 'n man nie. Dit is vir haar man, en mits haar man so lief is vir haar, dat hy soos Christus vir die kerk lief was, beteken jy is onderdanig, en ek dink as jy 'n goeie man het, is dit nie vir jou 'n issue nie. As jy 'n goeie man het as 'n vrou, het jy nie 'n issue om onderdanig te wees teenoor 'n goeie man nie, want hy's 'n goeie leier, en hy dien jou, sowel as hy dien Christus natuurlik. Maar ek hoop julle verstaan hierdie, so hierdie val onder, wil sê, 'n baie spesifieke clause ook. In 'n geval, jy kan na die volgende slide gaan. Speaks with wisdom and kindness. A godly woman uses her words to encourage and uplift. Weereens hierso, die mag lê in ons tong en hoe ons spreek. So, dit is ook 'n vrou se werk om, wanneer sy praat sy met of lofprys en with kindness en praat waarheid. So, die manier hoe jy praat as 'n vrou speel ook 'n rol in are you a godly woman or not? En dan kan jy na die volgende toe gaan. Trust in God and finds her strength in him. She does not live in fear, but in faith. So, hier kan ek nogal bylaat, so in baie gevalle wat ek dalk, kom ons sê, uit 'n persoonlike kapasiteit voel, yes, ek weet nie, ek weet nie of ek hierdie ding gaan maak nie, of dan kan ek regtig sê, deur Janke, deur haar geloof ook, en om of my te uplift, om te sê, nee, maar onthou, wat sê die skrif, en wat sê Jesus vir ons, of stirred geloof en 'n faith in my, om te sê, ja, weet jy wat, jy's reg, ek stem saam met jou, dis 'n goeie vrou, praat en leef ook in geloof. Dis nie net 'n man se werk om dit te doen nie. Dis jy as 'n persoon, as 'n vrou, het jou eie fondasie en jou eie geloof, waarin jy ook moet vashou. So, dit was nou 'n mond vol. Jy kan na die volgende slide gaan, ek weet nie of er nog een is nie. Hy's klaar. Jy kan maar ophou share. Ja, so, ek wil sê, in opsomming, dit gaan oor verhouding,
met Christus eerste. As jy 'n baie sterk fondasie het van wat dit beteken om as 'n individuele verhouding met die Here te hê, hoef jy dit nie te vind in 'n verhouding nie. Dan kom jy by mekaar en jy verstaan reeds wat dit beteken om in verhouding te leef. Maak dit veel sin? Kan ek 'n thumbs up kry? Kan ek 'n ek dink net gaan jy so sien. Ek sien 'n thumbs up, ek sien thumbs up daar. Dis goed. So ek weet, dit is baie makliker gesê as gedoen. Ek was ook 16, ek was ook 18, ek was ook 20. Het is baie maklik om al hierdie goeders te sê en soos ja, cool, ek pursue dit, maar jou hormone speel 'n rol, jou omgewing speel 'n rol, daai mooi meisie speel 'n rol en daai mooi ouetjie speel 'n rol en partykeer weet mense net nie soos okay, ek hoor, ek verstaan ek moet 'n verhouding hê as 'n individu en half hierdie persoonlike fondasie hê voordat jy besluit om hierdie verhouding diep te pursue, is daar, ek wil graag die vloer oopmaak, eintlik die vloer, die chat oopmaak, om te sê, is daar enige spesifieke vrae, en ek dink hier gaan ek vir Janke vra, om my te gou te join, is daar enige vrae wat julle as jong mense het, in terme van verhouding, en dit kan 'n praktiese vraag wees, of 'n scenario vraag wees, en ja, ek dink ons is net hier om so bes moontlik vir julle antwoord te kan gee, wat ons al beleef het, uit verhouding uit, van getroud wees, en al 'n hele rukkie saam wees, van skool en universiteit. Ek dink ons het nog 'n goeie verwysing. Ja, ek wil ook net bylas terwyl julle die vrae stuur. Toe Mardu sê wat hy gaan doen vir hierdie sessie, toe sê ek vir hom asseblief my net nie Spreuke 31 quote nie, want ek val baie short van die Spreuke 31, want ek word nie wakker vir die son nie. En ek dink dit kom ook net by, soos al hierdie goed van wat 'n godly vrou is en 'n godly man is, kan jy nie uit jou eie kapasiteit uitdoen nie. Jy kan nie, dit gaan, soos Marie gesê, dit gaan nie oor die werk nie, dit gaan regtig oor om konstant dat God in jou werk, en konstant vorm hy jou meer in sy image, en dit wat hy vir jou bedoel het, so moenie hierdie sing as 'n lys van wat jy moet aftik nie. Ja, hierdie is riglyne, dis en ek dink presies wat Janke sê, dis nie, jy moet nou al hierdie goedjies aftik, en dit beteken nou as jy eers reg vir 'n verhouding nie. Dis glad nie wat dit is nie. Dit is meer 'n bewustheid. Dit is, as jy nie weet op watter punt is ek reg vir 'n verhouding nie, dis om hierdie goeders te besef, maak dit net makliker om te weet, soos ek dink nie ek is, soos daar's niks fout met my, omdat ek nie nou in 'n verhouding wil wees nie. Ek kies om eerder eers net 'n fondasie in myself te lê, en in wie ek is in Christus, in plaas van, so hierdie is eintlik meer soos 'n waarskuwing nie, want dit is ook nie 'n waarskuwing nie, dis meer net soos kyk uit daarvoor, in plaas van dat jy per ongeluk, dit gebeur per ongeluk, ek kan julle dit beloof, soos ek het nie met Janke uitgegaan en gedink, yes, ek kan nie wag om nou 'n identiteit en haar te vind nie. Dit gebeur per ongeluk, 3 jaar down the line, besef jy, hoorie, maar ons doen saam Bybelstudie, en ons doen saam, ons gaan saam kerk toe. Dan sê jy soos, hoorie, maar ek het nie eens my eie verhouding met die Here nie, want ons doen dit altyd saam. Soos as dit sin maak. So, om amper half net jouself te beskerm teenoor dit, om te sê, soos, dis okay, jy kan in 'n verhouding wees, en dit nog steeds saam doen, maar kyk net uit vir dit, dat jy besef, dat indien jy nou in 'n verhouding is, dat jy nie identiteit in daardie persoon kry nie, en indien jy nog nie in 'n verhouding is nie, is dit ook nie soos, gaan soek iemand nie, ek dink dit is
doen introspeksie en half kyk na jouself om te sê soos, maar is ek reg? Is ek 'n goeie man vir 'n vrou en 'n vrou kan dieselfde vraag vir haarself vra. Is ek 'n goeie vrou vir 'n man? Ons soek nie gebroke mense wat by gebroke mense uitkom word nie heel nie. Jy kort heel mense wat by heel mense uitkom en dis hoekom verhoudings goed werk en godly is. Ja, ek dink ek weet nie ek sien daar's nie regtig enige vrae in die chat nie. Is daar iemand wat ek sien Hulle gaan hulle hand hardop opsteek. vra. Ja, dis goed. Ja, Nee, vra. unmute. Sorry, kan julle my hoor? Ja, Okay. Ek wil ook ek maar 'n testimony deel, want as ek sê nou, okay, wag, kom ek begin so. So ek en Janie, ons het min of meer 'n jaar en 8 maande saam. Nou, as ek nog in die begin van die verhouding was, so ek het gedink het, maar jy praat eintlik nonsens, Mardo. So it's like no offense. Want so byvoorbeeld toe ek in die verhouding ingaan het, ek ook my identiteit in Christus gehad, maar so like ek sê dit ook want ek stem saam met jou, want hierso so by 3, 4, 5 maande daar rond. Dan hoe meer jy tyd saam met haar spandeer, sonder dat jy agterkom, begin dit oor te vat. En soos later aan, want ek praat nou namens my en Janie, ons het al twee meer op mekaar gefokus wat ons op die Here gefokus het. So ek wil ook maar 'n deel met die res en goed, want soos dit is ook self iets waarmee ons gestruikel het. Ja, ek dink dit is net 'n refresh en ek dink dit is veral voor jy getroud is. Ek dink hierdie conversation raak heeltemal anders as jy eers getroud is. Ek praat nou van boyfriend en girlfriend. Verstaan, sy is nog nie jou vrou nie. Jy het nog nie met haar getrou nie. So dis meer net om jouself op te beskerm om te sê wat as daai verhouding nie uitwerk nie. Nou het jy so identiteit saam met hierdie persoon of met hierdie persoon gevind en dit skeer 'n gedeelte van jou uit. Dit skeer 'n gedeelte van jou identiteit uit. En uit dit uit voel jy halfetjies maar dis die Here se skuld. Nee, dis nie die Here se skuld nie. Jy het identiteit in daai persoon gekry. Soos ek en Janke het al 'n baie honest conversation gehad. Sy gee my altyd die side eye as ek dit sê, maar ek sê vir soos ek moet okay wees in my identiteit in Christus, as sy maak hartseer wees, natuurlik gaan ek hartseer wees. Ek bedoel net, ek kan nie bepaal dat my verhouding met die Here, soos as Janke nie is nie, dan beteken dit ek het 'n slegter verhouding met die Here nie. Dit kan nie gebeur nie. En andersom. Ek sien hierso Caitlin en Anay vra, maar jy kan dit lees en antwoord. Ja, hoe hanteer mens konflik in 'n verhouding in 'n Christelike manier? 'n Maklike antwoord daar is, en dit kom nie maklik nie, want mens besef eers eintlik jy hanteer konflik verkeerd as dit klaar gedoen is. Maar vir my persoonlik, en ek moet sê vir Mardo ook, om konflik in 'n manier te hanteer wat nog steeds ek sou dink soos wat Jesus wou gehad het, is nog steeds om die vrugte van die Gees te wys in die konflik. So om nog steeds geduldig te wees, om nog steeds uit 'n plek van liefde uit te hanteer, om soos ons het 'n ding van ons blameer nie. Dit is ook 'n sielkunde tip of 'n counselling tip wat jy kan kry. Wat jy doen is jy sê altyd ek het 'n probleem. So dit is dadelik om daai ding van ons val mekaar aan. Dis glad nie gesond nie. Is glad nie 'n manier. Dis regtig om Jesus se voorbeeld te gebruik. Jesus het ook konflik gehad en hy het altyd waarheid in die konflik gebring. Hy het nie mense blameer. Hy het nie dadelik gegaan en gesê as hy baie keer 'n parable gebruik, maar daar was altyd liefde in sy manier van konflik hanteer, altyd geduld, altyd waarheid,
en nooit condemnation nie. En ons moet in dieselfde manier hoe Jesus ons hanteer, en dit is met die hart om te verstaan en die hart om te vergewe. En dit is hoekom ek sê, ek kan die ding gebruik van ek het 'n probleem. In terme van soos ek het 'n probleem dat ek baie offended was, toe jy dit vir my gesê het. In plaas van, jy sê my altyd sleg. En ook dit is ook as 'n konflik kom met hoe jy ook mekaar leer ken, en mekaar se persoonlikheid en mekaar se temperament, om te weet hoe om in daai persoon se temperament en se persoonlikheid in te praat. Want sekere mense gaan net dadelik offense vat, so hoe hanteer jy dit? En is regtig 'n skill, dis kennis wat jy moet opdoen, maar die fondasie van dit is om altyd vrug van die Gees te wys, veral met die persoon waarmee jy in 'n verhouding is, want dit is amper so 'n bietjie van 'n safe space, en jy kan nogals vulnerable wees, veral as jy lank in 'n verhouding is met daai persoon, en dan kom die lelik van jou eintlik 'n bietjie uit. Ja. Omdat jy gemaklik voel, om altyd terug te kom van, wys ek die vrugte van die Gees wat in my is, vir hierdie persoon, wat my so goed ken ook. Ja, ek wil ook net daarbey aansluit. Ek dink nie, soos, daar gaan altyd bietjie konflik wees. En konflik is nie noodwendig 'n slegte ding nie, want Janke kan konfronterend teenoor my wees wat dalk konflik veroorsaak, maar intensies is goed vir my. Sy sal byvoorbeeld sê, jy spandeer te veel tyd hier, en dan kan ek kwaad raak, maar dit kom nie uit 'n plek uit van ek wil met jou beklei nie, dit kom uit 'n plek uit van goeie intensie. En ek dink, ja, hierdie is ook net 'n goeie tip, soos luister om te verstaan en nie om te hoor nie. As jy luister om te probeer verstaan, verander dit nogal baie die situasie, en ek dink ook 'n tip wat soos ek kan gee is om nie te reageer uit emosie uit nie. Dis baie moeilik, want as jy reageer uit woede uit, of as jy reageer uit jaloesie uit, of jy reageer uit selfs uit liefde, ek sê nou liefde in aanhalingstekens, sê jy dalk goed en jy doen dalk goed, wat nie noodwendig God verteenwoordig nie. Net soos wat ons elke dag 'n keuse het, om te sê, ek kies om Jesus te volg, net soos ons elke dag 'n keuse, om te sê, indien daar konflik is, soos ek kies om hierdie op 'n sekere manier te resolve, ek kies om hierdie op 'n sekere manier te hanteer, en ek dink soos ons het baie oop gesprekke, soos, en hierdie gesprekke voor jy konflik het. Soos, ons het al sê, soos as daar iets is, dan kom ons vat net gou 'n sekond, en ons, in plaas van dat jy net reageer daaruit. Find a way that works for you as well. Ja. Ook daai met om nie te reageer uit emosie uit nie, want vir my is dit baie moeilik. Ek like dit om emosioneel te wees, soos as ek emosie voel, wil hy uit. En dit is vir my regtig 'n ding gewees, dat as ek 'n emosie voel, en ek kwaad, of ek ontstel, of ek wil net vir Martie sê, hoeveel keer moet ek jou sê om nie 'n wasgoed langs die wasgoedmandjie te gooi nie, bid ek eers. Ek regtig gaan eers na die Here toe, en ek sê vir Here, ek is regtig ontstel oor hierdie, en dit is vir my so mooi hoe die Here presies daai vir my kon wys. Die Martie se intensie is nie om aspris te wees, om die wasgoed langs die mandjie, ek gebruik dit nou as 'n voorbeeld. Ek het dit gemis. Ja, soos, verstaan hoe die Here met my hart kom werk, om eintlik vir my te sê, kyk na die persoon se intensie, want baie keer wil ons aanneem, en dis maar net ons menslikheid, dat hierdie persoon wil my seermaak, of hierdie persoon is uit om my te kry, of hy doen dit as spris, hy wil my irriteer, of hy wil my nie help nie. Kom wys die Here vir jou hierdie persoon se intensie. En dit kan ook aan 'n kant toe gaan, want dalk baie keer is die persoon se intensie sleg. En regtig by die Here te hoor, soos hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Ja, op daai vraag, volgende vraag. Ja, Reneske vra, wat stel jy voor om te begin doen
in die single season wat jou voorberei vir die huwelik. Ek dink definitief, dit klink nou weird om dit so te sê, maar soos leef jou lewe, en wat ek daarmee bedoel is, soos, as jy aktief heeltyd op soek is na 'n kerel, of heeltyd op soek is na 'n meisie, soos, wil ek sê, you tend to get a bit desperate, so you grab a hold of anything. So, enige ouetjie wat van jou hou, meisie wat van jou hou, dan is soos, ja, sy is die een, sy hou van my, soos, ek wil sê, soos, dit waar die hele verhouding sessie gaan, is, vind net bietjie jouself, en jy weet nog nie eens waarvan jy hou nie. Nou moet jy al omgee waarvan iemand anders hou. Soos, vind net eens bietjie jouself, en daar's niks verkeerd om vriendskappe te hê nie, en daarmee bedoel ek ook soos, om tyd te spandeer saam met mense, sonder intensie, om te sien van wat se tipe persoonlikheid hou jy van, en om ook te sien soos, dis vir ons baie snaaks, baie mense vind verhouding met mekaar as gevolg van een spesifieke ding. So, ons doen atletiek. So, omdat hierdie persoon atletiek doen en ek doen atletiek, ewe skielik hou ons van mekaar, want ons het dieselfde interest. Dit beteken nie noodwendig, jy moet 'n verhouding met daai persoon wees nie, jy hou net van dieselfde ding. So kyk na ander goeters, soos persoonlikheid, kyk na waardes, kyk na klomp verskillende goeters, en hierdie tipe goed kan jy half optel, sonder om in 'n verhouding met iemand te wees, net deur om 'n vriendskap met iemand te hê. Ek sê, dit is 'n goeie plek om te begin, en dan, ek weet nie of jy iets wil bylas nie. Nee. Sorry, ek lees die volgende vraag. Dit is 'n baie goeie vraag, van wat sou jy vir jou single self wou sê oor die huwelik? So, ja, is 'n goeie vraag. Ek sou definitief vir myself gesê het, dit is die moeite werd om te wag vir die regte vrou. Dit is, luister, as jy met iemand trou, wel, dis veronderstel om so te wees, en ek dink dis hoekom ons hieroor praat, jy wil baie graag een vrou of een man hê vir die res van jou lewe. So, dit is nogal 'n groot besluit. Soos ek sê ook, Janke is eintlik my beste vriend. Ja, sy is my vrou, maar sy is ook my beste vriend, verstaan, ek wil tyd saam met ons spandeer. Dit is my baie vreemd dat mans, soos, ek wil nie huis toe gaan nie, want my vrou is by die huis, of ek wil nie, my vrou, of vrouens, my man, en soos, dit is glad nie so vir ons nie. Ek wil goeie saam met Janke doen, ek wil, dit is vir my lekker, om goeders saam met haar te doen. En ek dink, soos die dag toe ons getrou het, ons het letterlik, toe ons klaar getrou het, toe sê ons, hoe hartseer moet dit wees, as jy met die verkeerde persoon trou. Soos, ek weet nie, dit is soos 'n ander tipe liefde, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, dit is soos, jy gaan uit, en jy dink jy's lief vir iemand, gaan al vir 10 jaar, vir 8 jaar uit, en dan trou jy, en dan raak jy liewer vir daai persoon. Dit is weird, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Ja, ek dink ook 'n ding wat ek vir my single self wou sê is, moenie vaskyk in jou boksies nie. En ook so baie mense wat ek ken, en baie close vriende van my wat lank single is, kyk so vas in hulle boksies van wat hulle wil hê, dat hulle mis wat God vir hulle wil hê. En is so amazing om te sien die persoon wat hulle eventually trou of meer verloof raak, het eintlik glad nie in daai boksies ingepas wat hulle het nie. En ek bedoel nou nie noodwendig, soos, natuurlik soek jy 'n godvreesende man en 'n godvreesende vrou, maar partykeer het ons nogals bietjie superficial boksies. Hy moet so lank wees, hierdie kleur hare, en dit is ook okay, die Here wil vir jou die begeertes van jou hart gee, maar moenie 'n goeie vrou of 'n goeie man mis, as gevolg van hierdie boksies wat nie van God afkom nie. So,
as jy bid vir daai persoon in jou tyd wat jy single is en jy vertrou vir dat die persoon wat jy mee gaan uitgaan en wat jy daai persoon moenie vaskyk in superficial boksies, as ek dit so kan sê nie. En regtig maak daai lysie saam met die Here. Ek het net 2 boksies. En dit is altyd as almal my vra, hoe weet ek of die persoon wat ek gaan trou, die persoon is, en die eerste boksie is, hy moet God se stem kan hoor, of sy moet God se stem kan hoor. Want as hulle God se stem kan hoor, dan is alles anders fyn. En dan die tweede boksie is, hulle moet teachable wees, hulle moet God se stem kan hoor, en actually obedient wees, en teachable kan wees deur die Here. Is die res eintlik 'n given? Dan weet ek na die Here toe hardloop met enige issue. So baie keer het ons sekere boksies wat ek dink die Here gaan jou nogals kom wys. Dit voel vir my regtig so met mense wat lank single is. As die Here kom en hy soos, so daai boksie, kom ek wys jou iets anders. En dan is dit soos 100 keer beter. Ja. Ek dink Maurits het nog 'n vraag en dan dink ek gaan ons nog oopmaak vir een vraag. So wat 'n vraag sal jy vra voor jy in 'n verhouding intree om seker te maak julle is op dieselfde bladsy? Vra wanneer jy die persoon leer ken en wil kyk of julle dalk eendag kan trou. So Maurits, ek dink nie daar's daar's nie 'n tikboks nie. Daar's ook die vraag wat jy kan vra om nou seker te maak sy is die een of daai game, ek weet nie of hulle nog daai game. Ons gaan 'n interview doen. Kom sit hier so, en ek is jou 10 vrae, en sorry, jy sê by 10, you're not fit for the job. Nee, ek dink nie daar's nie spesifieke vrae nie, jy gaan weet, verstaan nie, die Heilige Gees is ook binne in ons, en jy gaan ook weet of in conversation en soos daar's nie 'n substitute vir in 'n verhouding as tyd nie. Jy kan nie, daar's nie soos, ek kan nie iemand vinniger leer ken as wat tyd dit toelaat nie. So, dis ook hoekom ek so sê, soos, moenie net in 'n verhouding, soos, dis okay om te wag. Dis okay om vir 2 jaar, 3 jaar vriende te wees, voor jy 'n active verhouding pursue. Ek dink nie, en jou vrou is 10 teen, of jou man is 10 teen nie, saam met jou nou op skool nie. 10 teen 1. Dis net soos, ons is dalk baie, unieke geval. Maar, jy gaan weet deur, is my brood. Brood. Ons is besig om 'n piesangbrood te bak. En Janke het hom in die oond vergeet. Maar ons gaan nie beklei daaroor nie. Is hy gebrand? Ja. Damn it. Kan nie wag nie. Ja, so Maurits, daar's die spesifiek, daar's die vraag wat jy kan vra nie, dit is tyd. Dit is tyd en tyd spandeer. Ja, ek sou sê daar's nie spesifieke vrae nie, maar daar is gesprekke om te hê. Soos values, soos gesprekke te hê oor values, want dit is nogals belangrik, want ek glo daar's sekere values wat jy het. Byvoorbeeld, saam slaap voor jy trou. As daai 'n baie groot value verskil is tussen jou en die persoon wat jy date, is die kans dat dit gaan jou verhouding beïnvloed. En veral vir core values, as jy het regtig sekere core values in jou, en ek glo dit is belangrik dat die persoon met wie jy in 'n verhouding is, sekere core values met jou ooreenstem. Dus dan soos daai goed wat vir jou non-negotiable is. Ja, ek dink dit is goed om te praat oor die non-negotiables. Ja. Maar dis ook nou nie soos third date conversation. Ek hoorie, wat glo jy? Hoeveel dit is tyd, dit kom op in conversations en ek dink uit 'n vriendskapverhouding is so 'n conversation baie maklik en eerlik. Want iemand kan ook vir jou sê, "Wel nee, ek voel so maar lieg." Want hulle like jou want jy's mooi. Of verstaan dit kom met vertroue, dit kom met tyd, dit kom met, daar's nie 'n substitute vir dit nie. Ja.
Ja, ek hoop ek het jou vraag daar geantwoord. Dan is nog vraag 1 en ek dink ek gaan iemand nominate. En dan gaan vir Jesus Chico City man nou reg daar op die plot. Of vir Ethan of vir Ruben. Ek dink een van daai twee manne moet 'n vraag vra. Hulle is op mute. Hulle gaan nou aanmute. So mense sê die hele tyd van jy sal weet sy is die een, maar soos hoe sal jy weet sy is die een? Soos presies. Ja. Dis 'n goeie vraag. Ek het 'n baie goeie vriend / mentor gehad op 'n stadium wat gesê het as jy met 'n meisie uitgaan en jou intensie is nie om met haar te trou nie, dan is jy besig om met iemand anders se vrou tyd te spandeer. En dit was nogal vir my soos 'n groot, ek wil nie sê eye-opener nie, maar soos jy weet dit is waar as jy met iemand uitgaan, veral in 'n verhouding is, en jou intensie is nie om met daardie persoon te trou nie, is jy besig om met 'n ander man se vrou tyd te spandeer. So om aan te sluit by jou vraag, hoe weet jy sy is die een? Daar's soveel, dis 'n keuse. So dis 'n keuse wat jy maak. Dis dieselfde vraag as wat ek vir jou sê, hoekom is jy in 'n verhouding met die Here? Okay, ja, hy is ons verlosser en ons, maar wat ek daarmee bedoel is, dis 'n keuse. Jy kies om in 'n verhouding met hom te lewe. En ek wil sê, dit kom op 'n punt wat jy soos by ek in my hart soos kies hierdie persoon en ek maak die besluit om hierdie persoon vir die res van my lewe te kies. En uit daai oogpunt uit soos ek wil sê, dis nie soos 'n kumbaya oomblik soos hier's dit nou, ek kies nou, dus ek het my linker voet het begin juk en toe, ja, dis die teken. Daar's nie 'n teken noodwendig iets nie. Dit is jy kom op 'n plek wat jy is van ek wil en ek maak 'n bewuslike keuse om te sê soos ek wil die res van my lewe saam met hierdie persoon spandeer. En dis jy weet sy is die regte een. As jy daai keuse kan maak. Ja, ek dink ook dit is hoekom dit so belangrik is om in 'n tyd wat jy in 'n verhouding is en as jy single is om regtig jou hooffokus moet wees jou verhouding met die Here. Want dit is hoe jy gaan weet daai persoon is die Here gaan dit vir jou sê. En jy gaan daaroor bid. Ek bedoel ek en Mardu het vir 7 jaar uitgegaan voordat ons getrou het. En ek bedoel dit was nie dat toe ons begin uitgaan het ons dadelik geweet het soos ek gaan met hierdie persoon trou nie. Ons het uitgegaan en ons het toe 'n long distance verhouding en in daai tyd was dit regtig vir ons 'n saak van gebed want soos die volgende stap is seker nou ons moet trou. Maar ons het nog steeds eers by die Here gehoor en ek bedoel 7 jaar en ons het nog steeds gesê Here wys my dis hierdie persoon en die Here het vir ons bevestiging gebring deur ander mense wat gesê het God seën hierdie huwelik nog voordat ons verloof was. So dis regtig om ook by die Here te hoor. En regtig jou hart ook, dit is ook hoekom ek sê raak ontslaaf van daai superficial boksies en hoor by die Here, wat is op sy hart? Begin nou al bid in jou verhouding, in jou fase van single wees, bid nou al vir jou toekomstige man en vrou. Sê vir die Here om met jou te praat, sê vir die Here om met daai persoon te praat. Of jy nou weet wie dit is of jy nie weet wie dit is, as jy in 'n verhouding is en jy vertrou dit is daai persoon, vra vir die Here om vir jou duidelik te wys en met jou te praat en vir jou vrede te gee en ja, regtig vertrou op hom want daar's regtig nie enige ander manier behalwe deur God se stem om te weet dat hierdie persoon die persoon is waarmee jy moet trou nie. Ek sien nog een vraag deurgekom. Ek gaan nou nie sê dit is 'n private message.
so ek gaan nie sê wie dit gevra het nie, maar die persoon vra namens 'n vriend. Ja, okay, is 'n persoonlike vraag wat ek persoonlik sal antwoord. So ek dink ek het ook my WhatsApp nommer of my nommer op die chat gesit. So as julle dalk enige vrae het wat julle nie noodwendig hier wil bespreek nie, dan kan jy sê kom op chat. So dit is 'n persoon wat 18 is en 'n kind op wat 18 is, maar hy het 'n kind gekry en hy's nog op skool. So wat doen jy in so 'n geval? So een Christus het vir ons gesterf, so of jy nou 'n kind gekry het, so hy het gesterf vir ons sondes, skus is wat ek wou sê. So of jy nou 'n kind gekry het uit 'n buiteegtelike verhouding, so jy is nie getroud nie en jy het 'n kind, daar's vergifnis vir dit, maar ek sou definitief sê, veral as die persoon nog op skool is ook, sodra die geleentheid kom om definitief daai verhouding met die persoon met wie die persoon 'n kind gekry het, regtig te pursue en aan albei kante om, soos dis nooit te laat vir elkeen om 'n identiteit te vind nie. Soos dit is belangrik dat elkeen 'n identiteit vind in Christus en dis getrou. Ons is gemaak vir mekaar, ons is gemaak om as man en vrou ook kinders te hê. So dit is nie soos die einde van die wêreld nie. Ek wil sê soos my raad sal wees is pursue daai verhouding vir die feit dat jy al reeds 'n kind saam het. Daar's 'n bond wat al reeds gevorm is en mense noem dit 'n covenant en mense kan baie dieper daarin ingaan, maar dis soos ek sê dit definitief pursue om te sê as jy klaar is met skool, soos jy moet trou. Ongelukkig uit die Suid-Afrikaanse landswet, ek dink nie jy kan trou as jy onder 18 is nie. Maar ja, definitief daai verhouding pursue. Ja, dit is al vir vanaand. Julle baie dankie vir julle tyd. Dankie dat julle hierso is en ja, ons waardeer elkeen van julle wat deelneem en aktief julle eie lewe en julle verhouding met die soos wat ons kan. Dankie julle kan unmute en bye sê en dan sal Reneshke die chat, die Zoom eindig. Bye. Bye.